Goeiemôre, wat 'n groot voorreg om u weer eens te groet in die naam van Jesus. En onder die leiding van die Heilige Gees en met die autoriteit van die woord het ons eers met die manne gepraat en toe het ons met die dames gepraat. Vandag praat ons met albei in die huwelik. En die opskrif daarvan is 'n ware godshuwelik. Weet jy wat? Op hulle troudag straal die bruid en die bruidegom van vreugde. Hulle is opgewonde en sien uit na 'n wonderlike lewe saam. Hulle hoop dat hulle 'n lang en gelukkige huwelik sal hê. Maar al begin baie huwelike goed, bly dit ongelukkig nie so nie. 'n Paartjie het God se leiding nodig as hulle 'n lang en gelukkige huwelik wil hê. Wil u hê u huwelik moet streef en vir ewig wees? Kom ons kyk wat sê die skrif. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wanneer man en vrou mekaar help, vertroos en beskerm, ondervind hulle die hegste vriendskap wat tussen twee mense kan bestaan. Liefde kan 'n huwelik sterk maak, maar die huwelik sal self sterker wees of word as die man en vrou God aanbid. Dan kan hulle huwelik soos 'n driedubbele tou word. 'n Tou met 3 stringe wat styf in mekaar gedraai of geweef is. So 'n tou is baie sterker as 'n tou met net 2 stringe. 'n Huwelik sal sterk wees as God deel is daarvan. 'n Ware godshuwelik word beskou as 'n heilige verbond en 'n gawe van God wat deur God ontwerp het om sy liefde en trou op die aarde te weerspieël. Dit is nie net bloot 'n sosiale kontrak nie. Maar weet jy wat? Dit is 'n permanente verbintenis tussen een man en een vrou, met God as die sentrale derde party. Die huwelik slaag die beste wanneer God aan die bokant van die verhouding staan. En luister gou mooi, hoe nader die man en die vrou aan God beweeg, hoe nader beweeg hulle aan mekaar. Die huwelik is 'n weerkaatsing van God se liefde, wat beteken dat hulle mekaar vergewe en liefhet, selfs in moeilike tye, die huwelik nog steeds belangrik is. 'n Ware godshuwelik word gekenmerk deur ekskluwiteit, net soos God 'n eksklusiewe verhouding met gelowiges wil hê. Man en vrou werk saam om God se wil te doen. En dit is 'n vennootskap van wederwysige ondersteuning en natuurlik kameraadskap. God se ontwerp vir die huwelik is gewortel in Genesis 2:24. Dit is 'n opdrag wat deur Jesus bevestig is. Kom ons lees. Ek wil graag lees van vers 22 af. Genesis 2 vers 22 tot 24. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees vir my vrees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. As jy daaraan dink om te trou, moet jy realisties wees en besef dat elke huwelik uitdagings sal hê. Paulus het gesê dat die wat trou probleme sal ondervind. Jy kan dit gerus lees in 1 Korintiërs 7:28. Selfs die sterkste huwelik sal deur moeilike tye gaan. As jy besluit dat jy wil trou, moet jy jou huweliksmaat dus wyslik kies. Kyk gou hier manne en vroue. Wat sê die woord? Maar iemand wat vir sy eie mense en veral sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Onthou, dit geld vir albei in die huwelik. Bou jou huwelik, het sy man of vrou op God se autoriteit. Seëngroete. Brood en waterbediening, Pastoor Gary, en ek sê weer, Jesus het jou huwelik baie lief. Amen.